Ons sluit net die oor en bid ons saam. Ja, Here Jesus, ons loof en ons prys. Ons begin op die naam groot te maak, want ons gaan bid in lewendig en heilig God. U is die groot en die sterk en almagtige, die al-ewige, die alwyse, die wonderbare God. U sit op die troon en u regeer. Mag u vanmôre al die eer en al die lof en al die dank ontvang. Here Jesus, ons loof en ons prys en ons aanbid. Ons vra Here Jesus dat u vanmôre met ons sal spreek en dat u elkeen se hart sal oopmaak. Dat ons sal ontvanklik wees vir die woord wat uitgaan. Dat ons sal weet die woord kom van u af. Dit is u woord en dat ons sal ag gee en sal luister. Ons loof en ons prys u naam. Spreek Here dat u gemeente luister. Amen. En saam met my blaai na Psalm 1. Wil jy 'n geseënde lewe hê, dan doen wat die woord van God sê. As jy gaan doen wat die woord van God sê, sal jy 'n geseënde lewe hê. En as ek praat van 'n geseënde lewe, beteken dit alles behalwe wat die health, wealth en prosperity mense vir jou probeer sê, dat alles gaan net maanskyn en rose wees. Glo my, daar kom storms in jou lewe. Baie kere stap jy paaie wat jy nie graag wil stap nie. Dinge gaan verkeerd. Dinge gaan baie keer moeilik. Maar die Here praat van 'n geseënde lewe, dan praat hy geseënd in hom. Nou wil jy 'n geseënde lewe hê, doen wat die woord van God sê. Kyk saam met my na wat sê Psalm 1. Psalm 1 is vir my 'n baie mooi gedeelte in die woord van God. Kom ons lees saam. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mens nie, maar soos kar wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. So ek sal met my kyk na vers 1, begin hy om te sê, welgeluksalig. In Afrikaans is dit so mooi, want dit is in 3 dele opgedeel. Wel, geluk en salig. As jy die Here dien en as jy die woord van God oordink, sal dit wel wees met jou. En sal jy gelukkig wees. En sal jy salig wees. Gaan daar storms kom, ja. Gaan jy moeilike tye deurgaan, ja. Maar jy sal gelukkig wees. Want jou vreugde is in die Here. Jy staan op die Here en die Here dra jou. Die Here is met jou. Maar wanneer sal dit so met jou gaan? Kyk bietjie saam met my, kom ons lees die vers. Dan gaan kyk jy mooi na wat die woord van God sê. Welgeluksalig is wie? Die man wat in die woord van God is. Wat nie wandel, wat nie staan en wat nie sit in die kring van die spotters. Sien, dit is 'n proses. As jy saam met die goddelose wandel en jy wandel lank genoeg saam met hulle, kort voor lank gaan jy begin by hulle stil staan. En as jy lank genoeg stil staan by die sondaars, kort voor lank gaan jy saam met hulle in die kroeg en die nagklubs en op allerlei verkeerde plekke sit. Want dan sit jy in die kring van die spotters. Dis 'n proses. Stadig maar seker gaan jy al meer wegbeweeg van God, totdat jy in die kring van die spotters sit en bygetel word as 'n spotter. Ons moet begin ernstig raak met sonde. Ons moet sonde haat. Die Here sê, ons moet sy woord gehoorsaam. Is jy lief vir die Here? Erken jy dat jy is 'n Christen? Het jy jou lewe vir Jesus Christus gegee, doen wat sy woord sê? Hieraan sal die mense weet dat jy my kinders is, as jy doen wat ek jou beveel. In Galasiërs, kyk saam met my in Galasiërs 5. Galasiërs 5.
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoedery, towerry, vyandskap, soos jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al voorgesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God sal beerwe nie. Jy kan nie jou besig hou met sonde en dan dink dit is maar net reg nie. Jy kan nie sonde wil sugarcoat as jy so wil sê nie. Jy kan nie dit wil afmaak as niks nie. As die Bybel sê, jy moet nie dronk word nie, dan word jy nie dronk nie. Want as jy jouself van dronk drink, is jy nie die woord van God nie. En as jy om rond te slaap, en maar net te dink, dit is maar net reg, dit is nie reg nie. Die woord van God is daarteen. Onsedelikheid, die Bybel is teen dit. Ons moet rein lewe, haat sonde, bly weg van sonde. Maak die sonde dood voor die sonde jou sal doodmaak. Want jy begin miskien met so klein sondetjie, en dan voortjie sien, dan word het groter en groter en groter, en voordat jy weet, is jy weg van die Here. En dan wil ons so baie mense vra, maar waar is die Here? Die Here is nog altyd daar, waar is jy? Jy het van die Here al weggedwaal. September 11, toe die torings geval het, hulle almal sê, waar is die Here? En hulle blameer God. En een vrou staan op en sy sê, waar is God? Julle het hom verban uit die skool, julle het hom verban uit die hof, julle het hom verban van die straat af. Nou vra julle, waar is God? Moenie met sonde speel nie. Haat sonde. Wil jy 'n geseënde lewe hê, haat sonde. Reken met die sonde af. Voor die sonde met jou afreken. En dan gaan jy by die dwaase getel word en met die spotters getel word, en dan sal jy in die poel van vuur gewerp word, soos wat die woord van God vir ons sê. Kyk na vers 2, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Waarin is sy behaag? In die wet van die Here, in die woord van God. Is jou behaag in die woord van God? Of is jou behaag in al die flieks op die TV en op allerlei ander snaakse goed? Waar is jou behaag? Weet jy, die duiwel was so slim. Het is nie verkeerd om TV te kyk of om flieks te kyk nie. Maar die duiwel het ons so besig gemaak. Het ons in so besige samelewing gesit en nou kom hy nog met TV. En baie mense spandeer meer tyd voor die TV as in die woord van God. Hoe maklik is dit om 'n fliek te kyk van 2 ure, 3 ure? Maar gaan lees 1 hoofstuk in die Bybel. Sy behaag is in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag. Het jy liefde vir die woord van God? Kan jy nie wag om die woord van God te lees en dit te bestudeer nie? Hy oordink sy wet dag en nag. Wie se wet is dit wat hy oordink? Jesus Christus. Jesus Christus het sy woord vir ons gegee. In 1 Johannes lees ons, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God. En dan vers 14 sê, en die woord het vlees geword. Dis Jesus Christus. Van die begin tot die einde was hy daar. Hy het geen begin en hy het geen einde. Jesus Christus, die Alfa en Omega. Het jy sy woord lief? Oordink sy woord dag en nag, dan sal jy geseënd wees. Moenie vir my kom sê, so sommige mense sê, ja, maar jy kan nie te veel aan die woord van God. Moenie te wees nie, jy moet nie te veel van God nie. Ons kan nie te godsdienstig wees nie. Ek weet nie waar jy dit vandaan kry nie. Daar's weet nie hoeveel plekke in die Bybel wat dit sê, oordink sy woord dag en nag. Wanneer jy ingaan, wanneer jy uitgaan, wanneer jy gaan slaap, wanneer jy opstaan. Jy moet die hele tyd die woord van God by jou dra. Hoe dink jy gaan die vyand jou aanval, as jy die woord van God so uit jou kop uitken, dat as die vyand jou aanval, en jy oordink die woord van God die hele tyd? Dink jy die vyand gaan jou kan aanval? Gaan hy jou kan mislei? Nee, hy gaan nie. Want dan as hy jou mislei en sê van, Satan, die woord van God sê dit en dit en dit en dit. Dan val hy jou nie aan. Die woord van God sê dit en dit en dit. Jesus Christus in die woestyn. Die duiwel kom en sê, maak jy klippe tot brood. En die Here antwoord hom uit die skrif uit, maar jy sal nie van voedsel alleen leef. Die Here antwoord hom heeltyd met die skrif. Ons hoef nie die vyand met ons eie slim redenasies te probeer beantwoord nie. Vandag gaan jy nie slaag nie.
Antwoord hom met die woord van God en die woord van God is genoegsaam. Die woord van God leer ons en versterk ons en dra ons. Die woord van God is die riglyn vir ons lewe. In Josua 1 vers 8 lees ons ook wat Josua vir die volk gesê het. Oordink die woord van God dag en nag. Jy kan nie te wees met God se woord nie. Hoe kan jy te wees as Jesus Christus deel van jou lewe is? Galasiërs 2:20 sê dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus leef in my. Jy het gesterf vir jouself. Jesus Christus leef nou. Jesus Christus is die woord. So hoe kan jy te wees? Hy is jou bloed, hy is jou asem, hy is jou lewe. Jy kan nie te wees. Vir die wêreld is dit miskien te, want hulle wil nie God aanvaar nie. Want die wêreld weet as jy oor die woord van God praat, dan klaar dit hulle aan van hulle sonde. En jou lig skyn so hel en jy verblind hulle oë. En hulle wil nie dit hê nie. Dra maar liewer 'n paar sonbril by jou as iemand klaar, gee hom 'n sonbril. Sê hom maar ek sal my lig laat skyn. Maar leef die woord van God. Moenie kompromieë sluit met die woord van God nie. Moenie kompromieë sluit met God nie. Laat die wêreld jou spot. Jesus Christus het jou lief. Laat die wêreld jou betrap, laat die wêreld jou aanval. Jesus Christus het vir jou die kruis gesterf. En Jesus Christus kom staan by jou stil en sê, my kind, ek is lief vir jou. Jy is waardig. En ek het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. So moet jy omgee met die wêreld sê. Wat sê Jesus Christus? Leef sy woord. Oordink sy woord. En jy sal geseën wees. God sal sy guns oor jou lewe uitstort. Die Here sal vir jou deure oopmaak. Die Here sal vir jou dinge doen wat mense laat sal verbaas staan. En wanneer storms kom, sal jy kan staan. Moenie luister na die wêreld wat vir jou sê jy is dit. Kom ons kyk saam na vers 3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd. En wat sy blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Hoe sal hy wees? Soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En wat sal hy doen? Hy sal sy vrugte gee op sy tyd. Maar kind van God, kyk saam met my. En ek wil hê jy moet mooi word. Die woord van God kom sê vir ons, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Dit beteken nie daar gaan nie storms kom. Moet nooit luister na wat hierdie health, wealth en prosperity Here vir jou sê, dat dit gaan net met jou goed gaan. Dit gaan net wonderlik gaan. Jy gaan so skatryk word. Roep die huise in die karre en geld en checks en alles en dit sal net na jou toe kom. Dis nonsens. Dis van die Satan. Jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Maar die algemeen kyk na 'n boom wat by 'n rivier staan. Wat ek gebeur as 'n vloede kom. Daai boom is die heel eerste een wat die vloede tref. En as sy wortels nie sterk genoeg is nie, gaan daai water wat so stroom en wal, sy wortels opspoel en hy gaan omval en hy gaan die rivier afspoel. Jy gaan wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, maar laat jou wortels grond skiet. En hoe gaan jou wortels diepte kry? Slegs deur in die woord van God te delf en die woord van God te bestudeer dag en nag. Dis die kompos vir jou boom. Dat jou wortels kan diep groei in Jesus Christus. Dat wanneer die vloede kom, wanneer die storms kom, wanneer die probleme kom, sal jy bly staan. Probleme gaan kom. Glo my. Die Here wat nog jonk is, onthou dit. Gaan praat met die ouer mense. Probleme gaan kom. Jy kan nou dink alles gaan goed en wonderlik en reg en fantasties en jou lewe kan nie beter wees nie. En 'n oogwink verander alles. Jy kan 'n oogwink jou hele familie verloor, jy kan al jou geld verloor, al jou besittings verloor in 'n oogwink. Waar gaan jy staan? Gaan jy staande bly? As jy Jesus Christus is, gaan jy staande bly. In 'n oogwink kan alles verander. Jy kan in 'n oogwink skielik uitvind jy het kanker. Wat gaan jy maak? Jy kan in 'n oogwink siek raak. In 'n oogwink kan jy 'n geliefde verloor. Waarop staan ons? In hierdie wêreld gaan daar probleme wees. Jesus het in Johannes 16:33 gesê, dit sê ek vir julle, in hierdie wêreld gaan jy dit moeilik hê. Maar hou goeie moet ek in die wêreld klaar oorwin. Die enigste manier hoe jy kan staande bly is as jy Jesus Christus is. As jy geanker is in sy woord, as jy sy woord dag en nag oordink.
verdrink, dan gaan jy staande bly. Dan kan die winde maar waai, die storms kan kom, die vloede kan kom, jou wortels is geanker en jou boom sal bly staan. En jy sal jou vruggie op sy tyd. Dit beteken nie, jy gaan elke nuwe dag vrugte dra nie. 'n boom dra vrug op sy tyd, hy het 'n seisoen van vrug dra. Jy mag dalk in 'n tyd in jou lewe wees wat jy voel leeg, of jy doen dinge vir die Here, jy werk vir die Here, maar Here, ek sien niks. Hoekom gebeur daar niks? Wees geduldig. Jy is soos 'n boom wat sy vrug gee op sy tyd. Wanneer die tyd daar is, wanneer jou seisoen aangebreek het, sal jy vrug dra. 'n boom dra nie heel jaar vrug nie. Eendag as ons in die hemel is, dan sê die Here, we gaan op bome wees, wat elke maand vrugte dra. Maar ons is nog nie in die hemel. Ons is nog op hierdie aarde. Nou hierdie aarde, die bome het seisoene. Sommige bome dra in die wintervrug, sommige in die somer. Daar's verskillende seisoene vir verskillende vrugte. Hou moed, kind van God. Al voel jy dalk leeg, al voel het al jou blare het afgeval, al voel jy dalk dat jy weet nie waarvoor jy leef, of dat jy enigiets bereik het. As jy net getrou is om dit om te doen, wees net getrou. Bly in sy woord. En kort voorlank as jy sien, gaan daar vrugte kom op jou weg. Sal jou lewe vrugte dra. En dan sal ander mense jou vrugte kan sien. Amen. En dan sal hulle na Jesus Christus toe kom. Die goddelose mense is natuurlik glad nie so nie. As ons lees in vers 4, so is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Die goddelose mense beteken niks. Hulle het geen waarde nie. In Matteus 3 vers 12 lees ons wat Jesus sê, sy skop is in sy hand, en hy sal sy borsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring met die skuur saambring, maar die kaf sal hy met die onuitblusselike vuur verbrand. Die sondags beteken niks. Hulle is nutteloos. Hulle is soos kaf wat deur die wind weggewaai word. Gaan kyk van ons skole, gaan kyk in ons regering, gaan kyk in ons land en in die wêreld. Dan wil hulle met hierdie evolusie goed volg. O, jy is maar net 'n aap. Jy is niks nie, jy is maar net 'n bobbejaan. Hulle is kaf, dit beteken niks. Hulle leerstellings is niks, dit is niks waarde nie. Nou wil hulle jou laat voel, jy is niks. Of soos die DVD, die reeks wat my pa word behandel met die ou sê, is maar net sterrenstof. Jy is maar net niks nie. So wat, jy kan maar lewe en doen wat jy wil, want jy is maar niks. 'n groot niks. Maar eintlik is hulle niks nie, want hulle is kaf. En die wind gaan hulle wegwaai. As die Heilige Gees se wind begin waai, dan waai hulle weg. En wie bly staan? Die boom. Die kind van God. Die ene wat geanker is in Jesus Christus sal bly staan. Waar is jy? Is jy deel van die goddelose of is jy kind van God? Is jy geanker in Jesus Christus of gaan jy weggewaai word? En wees gewaarsku. Die wat nie in Jesus Christus is nie, wees gewaarsku. Jy sal in die poel van vuur gegooi word, dit sê die Here keer op keer. En die Here kom sê dit nie om jou te veroordeel nie, die Here kom sê dit om jou te waarsku. Soos ek laas gesê het, ook gepraat het oor die padteken. 'n padteken is daar om jou te waarsku. Die Here kom gee vir jou 'n waarskuwing. Hierdie pad is verkeerde pad, jy gaan in die hel beland. Draai terug, kom na my toe dat ek vir jou die lewe kan gee. Die lewe in oorvloed. Moenie wees soos die goddelose wat deur die wind verwaai word. Wees soos die regverdige, want dan sal Christus jou paai gelyk maak. Die sondaar sal nie bly staan in die vergadering van die regverdiges nie. Jy is dalk by die werk en die wêreldse mense val jou aan en kraak jou af en maak dinge vir jou moeilik. Die wêreld sal dinge vir die kind van God moeilik maak, want die wêreld hou nie van ons nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie. Daarom gaan die wêreld nie van jou hou nie. Die wêreld gaan nie daarvan hou as hulle besig is met hul vuil grappies en jy kom en jy staan op vir die Here en jy sê nee, ons praat nie so nie. Hulle gaan nie daarvan hou nie.
Want die wêreld hou van hulle sonde. Hulle hou van hulle bier en van hulle dronkpartytjies en van rondslaap en hulle vuil grappies. Hulle hou daarvan. Nou kom jy en jy mors hulle 'n pret. Jy spoil hulle pret. Haai, goed. Plaas hulle kom in die woord van God en kom na Jesus Christus toe. Moenie na die wêreld jou terughou. Hou jy net vas aan Jesus Christus. En daai mense wat jou so vertrap en so aanval, hoor wat sê die woord van God, hulle sal nie bly staan in die vergadering van die regverdiges. Wanneer die trompet geblaas het en ons almal saam opgeroep word, gaan die kinders van God een kan staan en die wêreld en die sondaars en die Satan en al sy engele en magte gaan in die vuur van vuur gegooi word. En die regverdiges gaan vir ewig saam met God leef. Hulle kan nie staande bly voor die regverdiges nie. So hulle dink nou miskien hulle is baie slim en baie smart. Maar eendag gaan hulle knieë buig. Eendag gaan hulle smeek en uitroep. Hulle gaan uitroep dat die berge op hulle val. Want dan gaan hulle besef wie God is. Dan gaan hulle sien wie Jesus Christus is. Maar dan is dit te laat. Hou moed, kind van God. Die Here sien jou raak. Die Here sien jou probleme raak. Die Here sien as jy deur moeilike tye gaan. Hy sien dit raak. En hy hou jou vas en hy sal jou in stand hou. Jy sal soos daai boom bly staan. Jou boom sal nie omval nie, want hy is geanker in Jesus Christus. Hou moed. En dan, as ons weer kyk na wat vers 1 sê, moenie wandel in die raad van die goddelose. Moenie sit in die kring van die spotters. Dit is daai stap. Jy wandel, dan staan jy en dan sit jy. Maar die besef, kind van God, as jy werklik waar geanker is in die woord van God, en jy soos daai stewige boom wat so sterk staan, die wêreld hou jou dop. Hulle sien daar kom storms en probleme, maar hulle sien jou boom staan. En hulle sien jou blare wat so groen is. En die wind waai en die storms kom en die vloede kom, maar jou boom staan. En hulle sien jou boom se vrugte. Wat dink jy gaan gebeur? Kom ons draai dit om, want as die wêreld lank genoeg saam met jou wandel, gaan hulle begin stil staan en hoor wat jy te sê het. Want hulle sien jou lewe, hou jou lewe dop. Hulle wandel saam met jou en hulle sien jou lewe. Nou gaan hulle begin stil staan en vra, maar wat is dit wat jy het? Vertel my 'n bietjie meer van dit wat jy het. Ek wil ook deel hê daarvan. En deur in jou lewe te kyk en by jou stil te staan, kort voor lank gaan hy saam met jou in die kerk sit. Kort voor lank gaan hy sy lewe vir Jesus Christus gee en saam met jou in die banke sit in die naam van Jesus groot. En wie weet, dalk word daai einste ene wat jou so gevloek en geskree het, wat nou tot God gekom het en gered geword het. Dalk staan hy eendag op 'n kansel en preek. Wie weet waar die Here nie omheen vat. Wees jy net getrou, dien jy net Jesus Christus en doen wat die Here in Matteus 28 vers 19 wil sê, gaan dan heen en maak disippels. Laat die wêreld saam met jou wandel en Jesus Christus sien en hy sal by jou stil staan. En hy sal luister wat jy sê. En dan as hy lank genoeg saam met jou stil gestaan het, sal hy saam met jou in die huis van die Here sit en God se naam groot. Gaan dan heen en maak disippels. Leer hulle om alles te onderhou. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Doen ons dit? Wie is jy? Is jy die regverdige? Is jy daai boom wat sterk staan? Of is jy die goddelose? Die kan wat deur die wind verwaai word. Ek het nie daai vraag vir jou beantwoord. Elkeen van u moet self daai vraag beantwoord. Beantwoord dit vir jouself. Gaan ondersoek jouself. En laat die Here met jou praat. Beteken nie as jy 'n sterk boom is, dat jy gaan die swaar tye deurgaan. Wanneer daai swaar tye kom en die vloede kom, hou moed, kind van God. Hou moed. Hou jou oë op Jesus Christus. Jy sal staande bly. Maak dit seker, jy is nie die kaf wat jy die wind weggewaai word. Kom ons lê die oor met ons op. Ja, Here Jesus, ons loof en ons prys die Heilige. Wat 'n groot en almagtige God is. Here Jesus, ons kan nie anders as om die naam groot te maak en nie te aanbid.
Dankie Here Jesus Christus, dat U ons seën. Dat U ons sê welgeluk salig is nie. Jy wat in my woord wandel, wat my woord dag en dag oor. Dankie Jesus Christus vir U genade, dankie dat U ons gered het. Ons wat deur sondaars was, wat ver van U af was. U het ons kom red met U bloed, U het ons vrygemaak. En ons loof en ons prys U, want is net genade. Onverdiende genade. Here Jesus, ons wil bid vir die wêreld, ons wil bid vir die wat U nog nie ken. Vir die wat nog nie 'n verhouding met U het, Here Jesus, ek wil bid vir hulle, dat U met hulle sal praat, dat U hulle harte sal aanraak, dat hulle sal terugkeer na Jesus Christus, dat hulle hulle lewe met U sal regmaak, dat U hulle kan red. Want Here Jesus, soos die woord sê, die kap sal deur die wind weggewaai word. Help ons, laat ons die wat nie in U is, die sal bereik, dat hulle ook 'n sterk boom kan word, wat geplant is by waterstrome, wat die vrug gee op sy tyd. En al kom die vloede en die storms, Here Jesus, sal U ons stand kan. U sal ons staan daar. En daarvoor loof ons prys ons. Ek vra dat U met elkeen sal gaan, dat U elkeen sal aanraak en sal seën, en dat U met ons sal wees. Dankie Here Jesus, ons loof en ons prys U heilige naam. Amen. Iets kort en wat voor. Skip gaan sit, daai kan staan, hierdie kan sit. sê baie dankie vir die boodskap, 'n boodskap wat elkeen van ons raak. En
Ja, kom ons pas toe, wat die woord van die Here ons leer. En so waar, wat Pastoor Louis gesê, iemand kan hoe in die wêreld wees, maar wanneer Jesus ontmoet, dan kan hy die grootste prediker word wat daar is. En dit is presies wat met die man wat met die bose geeste gevul was, wat met hom gebeur het. Toe die Here by hom kom en die Here sy lewe aanraak, het hy binne 'n kwessie van 2-3 weke in hulle stad omgekeer en hulle vir Jesus gewen. So, dit is presies wat met enige mens kan gebeur. Die besetene van Gadara, 'n man wat God glad nie in sy lewe gehad het, inteendeel, hy was beset deur die bose magte en hy keer die wêreld om vir Jesus. So, kom ons wees daar en bring ander by Jesus uit. Pastoor Louis, baie dankie vir boodskap wat geraak. Ontvang die seën van die Here. Genade van Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met u almal totdat Jesus weer kom. Amen. Baie dankie. Kinders van die Here, kom staan net, maak net vir ons agter as jy